Ek groet julle. Het jy aan die Comrades verlede naweek deelgeneem? Baie geluk. Indien jy die Comrades klaar gemaak het, indien daar familie, kinders of kleinkinders of ouers, oumas en oupas is wat klaar gemaak het, kyk, daai is 'n anderste storie. Dis 'n anderste storie. Ek het toe gedink, die lewe is 'n wedloop, né? Jou en my lewe is 'n wedloop. Die Bybel gebruik die voorbeeld daarvan. In Hebreërs hoofstuk 12. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Nou, daar's baie ander beelde. Ons kan 'n rugbywedstryd ook seker gebruik. Paulus praat ook op een plek van hy slaan soos 'n bokser in die slaan hy en hy slaan om raak te slaan. Hy slaan nie net in die lug en maak 'n klomp wind nie. Maar dit nou daar gelaat. Ek wil die metafoor, die beeld van die wedloop gebruik. Nou, die agtergrond is natuurlik nou maar uit Paulus se tyd ook, waar die wedlope in die arena was. Daar was kort wedlope, sprints, soos ons dit kan noem, 100 tree of 200 tree of wat ook al. En daar was daar lang wedlope, ook maar so min of meer rondom 40 kilometer en langer en korter en so, uithou wedlope. Maar kom ons begin. Hier's 'n hele klomp elemente as dit kom by 'n wedloop. En jou en my lewe, ons geestelike reis. Ek wil dit 'n reis noem. Want dit gaan nie net oor geweldige inspanning en jouself so dryf tot die dood toe omtrent nie, né? Dit gaan ook oor alledaagse lewe. In Jesaja 40 staan daar aan die einde, daar word gepraat van selfs die jong mense wat moeg raak en afgemat raak. Hy gee die vermoeides krag, Jesaja 40 vers 29. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Menigte Comrades marathonatleet, iemand wat al aan 'n moeilike wedloop deelgeneem het, sal dit natuurlik ken ook, nee, en hoe daar baie gebid word so langs die pad, daar tussen Pietermaritzburg en Durban, maar waar ook al 'n wedloop gehardloop word. En geestelik raak ons ook vermoeid, moeg. Kom ons op 'n punt waar ons voel ons kan nie meer nie. Jy het seker al so gevoel, nie waar nie? Dit kan miskien fisies wees of wat jou gesondheid betref, of 'n finansiële krisis in jou lewe. Vir baie mense in ons land is kos, klere, behuising. Ek kan nie meer nie. Ek is vermoeid. Daar is nie vir my 'n eindpunt nie. Ek gaan nie hierdie wedloop voltooi nie. Ek gaan hierdie wedloop nie maak nie. En dan hier in vers 30, selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs die manne, vroue in hulle vleur van hulle lewe struikel en val. Jy kan langs die pad 'n ongeluk oorkom.
struikel, seer kry, besering optel. Jy kan 'n hartaanval kry langs die pad. Dit het al met baie mense gebeur. Mense wat miskien gedehidreerd raak en in mekaar sak. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. En dan, hulle vlieg met arendsvlerke. Dis daai geweldige hoogtes in ons lewe en die hoogtepunte, die klimakse en soos die arend wat vlieg, hardloop en word nie moeg nie. Hier sit nie vlieg nie, maar dis teen 'n spoed. Dis teen 'n spoed. Jy vat net so hier en daar grond. En dan hulle loop. En raak nie afgemat nie, want loop kan 'n effort word. Die afgelope paar dae het loop vir my moeilik geraak. Julle weet dat ek in Dina siek was en 'n ewige griep opgetel het, en dit is ook 'n wedloop vir ons. Dit was ook 'n stryd waardeur ons moes gaan. Maar van my simptome, baie van die negatiewe simptome het gebly. Lang storie kort, ek het toe nou die dokter besoek hier in Heidelberg. Hy het 'n stres EKG gedoen, dis nou so 'n paar dae gelede. En nie goeie nuus nie. Dit lyk of daar nou maar weer ernstige hartprobleem is. Daar's 'n abnormale patroon daar by die golwe. Ons gaan dit nou uitsorteer. Ek moet maar weer ingaan vir 'n angiogram. Nou onthou, ek kom nou al van 2006 af 3 aaromleidings, 4 aaromleidings, stents deur die jare. Meeste van julle ken my geskiedenis. En dit was van daai tyd af 'n marathon. En ek het daardie wedloop deur die krag en genade van die Here het ek en Dina daai wedloop voltooi en deurgekom. En nou wrigtig, nou sien jy weer 'n wedloop. En ek het myself nie ingeskryf nie, hoor. Ek het net hier ergens in die ding ingekom. Ek moet gou vir julle dit vertel. Ek sit so deur die loop van die week sit ek hier op die stoep en ek is maar moedeloos, tranerig. Dit is nou weer slegte nuus vir my en ek vra vir die Here, gee my net 'n teken dat ek hier deur sal gaan. En ons het mos geweldig baie voeltjies in die tuin en suikerbekkies en ons het bottels waar hulle nou water drink en so. En ek kyk, want ek dink toe as ek nou hierdie voeltjies sien, dan sal ek dink en versterk word dat soos Jesus ook gesê het in Matteus, kyk na die voëls van die veld, nê. En hoe die Here deur ons sorg vir die suikerbekkies en die voeltjies met die saadjies en die suikerwatertjies. En hier is net een voeltjie, 'n pikswart suikerbekkie. Nou het ek al gehoor, Dina het my gesê, dis nou die wyfies. Nou niks persoonlik nou nie, hoor, niks persoonlik nou nie. Pragtig, hoor, in die son dan is daar so pers hier oor die voorkop. Maar pers kan ook die kleur van die rou wees en die dood. En want ek bid toe en ek sê kliphard vir die Here, asseblief, is dit die beste wat U kan doen in my lewe? Hierdie teken, 'n weduwee, stuur U vir my 'n swart geklede weduwee in hierdie moeilike tyd nou. Nee, dit is my oorlede ouma sou gesê het, God uit die kind 'n mens praat nie so nie. Maar goed, terug by die wedloop, ons almal het een van 'n wedloop, maar kyk hoe begin hy in Hebreërs 12. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het. Hy sê hier is, en dan moet julle nou teruggaan na Hebreërs 11, ek gaan dit nou nie lees nie, maar gaan nou dan gaan lees julle Hebreërs 11 en dan ons praat van die geloofshelde. Daar's baie meer in die Bybel, maar hier word 'n klomp genoem in Ou Testament en selfs Nuwe Testament,
gelowiges wat gemartel is, doodgemaak is, wat die wedloop begin het om Jesus te volg, maar vir hulle geloof vervolg is, gesterf het. Gaan lees daai, asseblief, ek vra mooi, maak tyd, gaan lees daai Hebreërs 11. Praat 'n bietjie oor hierdie mense, gaan terug in die Ou Testament, maak dit so studie vir die week of die volgende paar weke, om hulle lewensverhale weer bietjie te gaan lees. My oog vang hier vers 31, Hebreërs 11, Rahab, die prostituut, toe die verkenners gegaan het en Israel met die beloofde land ingaan, daar speel sy 'n rol. Sy is aan Israel se kant, sy is aan die kant van die ware God van Israel. Sy verraai eintlik die Kanaaniete om Israel te help, om in die beloofde land te kom. Sy het die verkenners vriendelik ontvang en sy het nie omgekom nie. Daai was 'n sprint. Daai was vir haar wedloop. Ander mense het weer langer wedlope gehad, marathons, soos Abraham, Isak en Jakob, Josef, Moses, en natuurlik Jesus. Maar terug dan by Hebreërs 12. Al hierdie mense sê hy dan nou, ons het hierdie getuienisse, geloofsgetuienisse. Onthou dit gaan oor die krisisse waardeur ons gaan, maar dit gaan ook oor die stryd teen sonde, lyding, probleme, maar dit gaan daaroor of ons geloof behou, ons vreugde en blydskap in die Here, ons vrede, ons geduld, ons geestelike krag. Dis die toets van 'n wedloop. En die groot skare is dan nou hierdie karakters in die verlede, maar ook in die tyd toe hier geskryf word vir die Hebreërs, die brief van die Hebreërs, maar ook verder, dwars deur die eeue tot vandag. Ek wil vir jou vra, ek vra vir myself, is ek en jy deel van hierdie geloofsgetuienisse? Die woord vir getuienis is 'n woord martus, ons woord martelaar, Engels martyr, kom daarvandaan, om selfs gemartel te word deur die lewe en die bose en die vyande van Jesus. Maar dan getuienis gaan oor om 'n ooggetuie te wees. Jy het dit self beleef, jy het dit self ervaar. En nou gebruik jy jou ervaring, luister mooi, jy gebruik jou ervaring om ander te versterk. 2 Korintiërs 1, waar Paulus skryf, God is die Vader van ons Here Jesus Christus en hy troos ons, hy versterk ons, hy gee die uitkoms in alle omstandighede, deur Jesus Christus, deur die krag van sy Heilige Gees, en hy bemoedig ons, en dan sê hy in 2 Korintiërs 1, dat ons weer mekaar kan bemoedig. Daardie versterking wat God ons gee, kan ons weer uitdeel. Ons kan weer verander wat oor ons pad kom. 'n Afrigter wees. 'n Groepleier wat help met ander se wedloop, met hulle oefenprogram, met hulle opleiding. En dan dat die nageslag, ons nageslag, kinders en kleinkinders, wanneer ek en jy miskien die dag nie meer daar is nie, sal terugkyk en sê, my pa, my ma, of my broer of suster, my kind, wat miskien voor my gesterf het, my vriende, mense wat ek ken, geloofsvriende, is deel van hierdie wolk, die Griek sê wolk van getuienis. Nou wanneer jy aan 'n wolk dink, dan dink jy aan God se teenwoordigheid. Die Bybel praat baie oor die wolk. So God werk deur hierdie geestelike getuienisse. Hy is teenwoordig in ander se aanmoediging. Laat ons elke las van ons afgooi. 'n Las, 'n swaar gewig,
dit hoef nie sonde te wees nie, hoor nou mooi, dit hoef nie sonde te wees nie. Dis dood eenvoudig dinge wat jou aandag van die Here aftrek. Ons moet maar vir onsself vra, hoeveel dinge het daar gekom, veral in hierdie tyd van tegnologie. Daar's soveel laste wat selfone en rekenaars betref, televisie, daar's soveel dinge wat maak dat ons nie meer die aandag gee aan God wat ons moet nie, aan sy woord, aan Bybelstudie, gebed, sorg en omgee vir mense in nood. Gooi dit af, sê hy. Gooi dit af, raak ontslae daarvan. Die beeld van die atleet wat so lig as moontlik hardloop. Jy kan tog mos nou nie gaan hardloop met 'n swaar jas en vreeslike klere en bagasie en goed op jou rug nie. Jy los dit daar. Kyk maar hoe lig hardloop of hoe lig gelaai sonder 'n klomp bagasie is die hardlopers daar van die Comrades. Los die bagasie. Los die dinge uit die verlede wat jou terughou. Maar sê ook die sonde om ongehoorsaam aan die Here te wees, sy wette nie te gehoorsaam nie. Die woord sonde beteken in die Bybel ook om jou doel te mis, om die beloning wat God vir jou wil gee. En daar's daagliks belonings omdat ons in hom glo en hom volg. Om dit te bereik, maar om dit te mis, dit te mis oor ons sonde, ongehoorsaamheid. Jy weet wat is die sonde in jou lewe, wat ons so maklik verstrik, verwrig, terughou. Die Griekse woord daar is euperistatus. Eu beteken, dit lyk goed, dit lyk mooi. Peri, dis hier rondom jou. Dit hou die masker voor van, dis baie mooi, en dit omring jou, stasis, euperistasis, om jou dan tot stilstand te bring, dat jy nie verder gaan met jou wedloop nie. En dit kan baie dinge wees. Hy noem hier, in vers 3, die tweede deel, nie, dat julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dis van die laste. Dis van die dinge wat oor ons pad kan kom om ons terug te hou, nie? Geestelik moeg word. Ja, liggaamlik ook. Maar in ons verstand, in ons gevoelens, in ons sosiale lewe, ons verhoudings, ons wil nie meer aangaan nie. Partykeer is dit dood eenvoudig luiheid. Ons stop, ons wil nie meer oefen in ons geestelike lewe nie. Ons wil nie meer die wedloop hardloop nie. En dan ook hier in hoofstuk 12, vers 12 en 13, versterk daarom die slaphande, die lamknieë. Tel op, raak sterk. Gaan weer aan, rus 'n bietjie in die Here. Gaan weer aan, loop die reguit pad, moenie afdraai paadjies nie, en dan sal dit wat lam is, nie uit lid raak nie, maar gesond word, die genesing. Baie keer na besering moet 'n atleet maar vir 'n hele tyd rus, en weer gesond word. Daai besering moet gesond word, maar in ons geestelike lewe, in ons verhoudings, gemeente moet baie keer gesond word, wanneer daar skade aangerig is. En ons rig baie keer soveel skade aan mekaar aan, nee, en om mekaar ook te help om gesond te word. Maar kom ons vat dit verder. Hy sê as 'n wedloop wat vir ons voorlê. Daar's verskillende wedlope vir verskillende mense. Elkeen vir ons het ons eie wedloop. Ons eie stryd, ons eie battle. Al is dit ook net om rustig deur 'n dag te gaan, daai wandel deur die dag. Dit is ook 'n uitdaging, is ook 'n wedloop, want jy kan verby al die mooi goed gaan. Jy sien nie meer God se natuur raak nie. Die geleenthede, jy sit net in die huis. Jy het 'n geleentheid om weg te gaan, te kuier, bietjie te braai, Bybelstudie te doen, waar ook al. Maar jy gaan nie meer nie. Jy sit eintlik maar net daar, en God se dag gaan by jou verby.
dit is ook 'n wedloop of 'n stryd om die mooi raak te sien. En om langs die pad mekaar te bemoedig. Hy praat hier in vers 4 weerstand bied, né? Kyk, daar's daai weerstand bied teen die sonde, weerstand bied teen die moegheid, dit wat jou plat trek. En dan praat hy van dat ons bemoedig word. Daar's soms tug is om in liefde nader te trek. Gevolge wat ons dra van negatiewe, slegte goed. En hierdie woord vir bemoedig word is 'n woord wat verwys na die Heilige Gees, paraklese, om ons te troos, te help, om refreshments te gee, water langs die pad. Ek hoor daar was nou probleme met die komreis, die eerste end, die tafels vir die water en so. Maar om mekaar langs die pad te versterk. En die wat saam met ons op die lewenspad is, te verfris met die geestelike water wat God gee. Die geheim is natuurlik vers 2, die oog gefestig op Jesus. Fokus op Jesus. Moenie dat die aandag afgetrek word van Jesus, van die Here se dinge nie. Moenie gaan fokus op ander negatiewe dinge nie, want hy is die begin en volëinde. Hy het begin en hy het klaar gemaak. Hy het ervaring van die marathon, die lewensmarathon. Hy het ervaring van die lewenskomreis. En hy het dit klaar gemaak. Daarom sê hy aan die kruis, tetelestai, dis volbring. Hy het die wedloop voltooi en opgestaan en opgevaar na die hemel en vir ons oopgemaak, dat ons weet wanneer ons sterf, ons sal die wedloop volëindig, hierdie aardse wedloop, en ons sal deur die wenlyn bars, wanneer ons die hemel ingaan. Terwille van die vreugde wat vir hom nie vooruitsig was, sê ook langs die pad vir mekaar, daar wag 'n vreugde. Daar gaan nou nie net pyn wees met hierdie wedloopie, daar's joys, daar's oorwinnings. Soek die vreugde, help mekaar om dit raak te sien. Hou hom voor oë. Hou hom voor oë. Hy hardloop voor jou, saam met jou. Hy is die een wat die pas aangee. Julle weet mos in 'n wedloop baie keer, maar hy is die heel pad saam met jou. En as jy val of struikel of moeg raak, dan's hy daar, dan sy Heilige Gees daar om jou te versterk en te sê, kom, ons hardloop verder. Kom ons voltooi hierdie wedloop. Amen.